Goeiemôre, en vandag is dit 11 Maart. Jezus het Jerusalem op 'n donkie binne gery, deur die skares as koning geprys, en profeseë word vervul in sy ware identiteit word geopenbaar, maar min het sy sending werklik verstaan. Matteus 21:9 beeld 'n deurslaggewende oomblik in die Nuwe Testament uit, wat vurige toejuiging van die skares uitlig, terwyl Jesus Jerusalem nader. Hierdie toneel is ryk aan simboliek. Dit weerspieël die mense se erkenning van Jesus as die Messias. En die frase, Hosanna vir die seun van Dawid. Ja, ons hoor in Matteus 21:9, die skares wat voor hom geloop het, en die wat gevolg het, het uitgeroep, Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemele. Ja, die seun van Dawid het Jesus openlik met die koninklike afstammeling van koning Dawid geïdentifiseer, hom as die beloofde Messias erken, en Ou Testamentiese profeseë word vervul. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Dit verwys direk na Psalm 118 vers 26, wat Jesus se goddelike sending en goedkeuring van God beklemtoon. Profesie word hier vervul met Jesus se nederige intrede op 'n donkie, en het doelbewus die profesie van Sagaria 9 vers 9 vervul, in teenstelling met die verwagting van 'n kryger koning, en die klem op sy rol as die prins van vrede. In wese word Matteus 21 vers 9 'n kragtige toneel van openbare aanbidding en erkenning van Jesus as die lang verwagte Messias uit, wat antieke profeseë vervul, met 'n mengsel van pleidooie vir verlossing, ja, en 'n vreugdevolle lofprysing, wat die weg baan vir die belangrike gebeure van die heilige week, Paasfees, wat aan die kom is. Tot sover vandag, seën, vrede en genade, vir almal wat saam kan sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, Hosanna in die hoogste hemele. Sterkte vir julle vir die week wat voorlê. Amen.